Goeiemôre, Handelinge familie. Dit is so lekker om vanoggend bietjie die online preek te doen en bietjie woord te bring. Ek wil regtig vanoggend bietjie gesels oor in die boot in die water. En dan gaan kyk na die gedeelte van Petrus, maar regtig hoe die Here ons lei van een plek in ons lewe na 'n ander plek toe. Dis hierdie tyd van die jaar waar baie goed gebeur en ons skakel bietjie af. Ons is besig om te begin afskakel met die Kersfees om die draai. En ek wil regtig hê jy moet vanoggend se preek geniet en regtig laat die Here jou lei uit 'n situasie uit en kyk hoe hy jou lei van die boot af na die water toe. Die eerste gedeelte wat ek graag met julle wil deel, gaan oor in die boot. En die gedeelte wat ek wil deel is net in Lukas 5, waar Jesus vir Petrus in die boot kry. En die een vers wat ek net wil deel is Lukas 5 vers 3, waar Jesus sê, Jesus het in een van die skuite geklim en die eienaar Simon gevra om die entjie in die water te stoot. Hy het in die boot gegaan en sit en die skare van daar af geleer. Nou, daar's so baie in hierdie gedeelte wat ons al ken van Jesus wat toe met Petrus praat en sê, gaan bietjie dieper in die water in en gaan gooi hulle net aan die ander kant uit en hulle wat sê, maar meneer, ons het niks gevang vandag nie. En die rede hoekom ek regtig hierdie gedeelte met julle wil deel is, so 'n paar weke terug, toe praat ek met 'n sussie van my en sy sê, ek vra toe, hoe gaan dit in haar lewe? Sy sê, dit gaan nie te goed nie, maar ek kla nie, want niemand luister nie. En hoe sterk Afrikaanse ding is dit nie in ons Afrikaanse kultuur om te sê, maar ek kla nie want niemand luister nie. En dan dink ek terug aan mense wat werk en mense soos Petrus, hulle wat deur die nag moes visvang, maar niks gevang het nie. Ek dink aan Bolt en Uber drywers wat deur die nag ry, maar nie regtig geld maak nie. Ek dink aan mense wat by winkels staan en wag vir kliënte, maar daar kom niemand nie. En ek dink aan mense wat so hard werk partykeer, maar nog steeds nie die beloning kry nie. En dan sê hulle kla nie, want niemand luister nie. En in hierdie situasie, as jy kyk na Petrus, hy was 'n familieman, hy was 'n man wat onder druk was finansiëel. Hy moes visvang vir 'n lewe. As hy nie vis gevang het nie, het hy honger gely. Het sy gesin honger gely. En op daai oomblik, niemand in die wêreld worry nie. Niemand in daai dorpie worry oor Petrus nie. Niemand worry of hy die vis gaan vang nie, maar op daai dag kom Jesus en hy sê, maar ek gee om. En net so in ons lewe kom Jesus en hy sê, maar ek gee om. Ek klim in jou boot, ek klim in jou situasie. Handelinge familie, ek weet nie waar elkeen van julle vanoggend sit nie. Ek weet nie wat in jou situasie is nie. Ek weet nie in wat se omstandighede jy op die oomblik is nie. Maar ek kan dink daar's 'n paar mense om jou wat nie wil hoor van jou probleme nie. Ek kan weet daar's party goeters in ons lewens wat ons maar stil hou, want mense wil nie hoor hoe kla ons nie. Maar kan ek vir jou vanoggend sê dat Jesus wil weet. Jesus is daar. Hy is daar. Hy is nie iemand wat sê, hoor hierso, moenie by my kom kla nie, moenie met my kom praat nie. En weet net dit vanoggend, dat selfs in Petrus se situasie, Jesus is daar vir hom. Jesus was daar om te sê, maar ek weet jy gaan deur moeilike tye, ek weet jy sukkel finansiëel, ek weet jy is op die dire stryds met hierdie visvang, maar ek is daar. En toe kom Jesus in daai situasie van Petrus, en hy kom doen 'n wonderwerk, en hy sê, maar gooi net aan die ander kant uit, en daar vang hulle vis. En dit is so kragtig om te verstaan, dat Jesus eintlik daar gekom het en vir hulle gesê het, hoor hierso, maar nou gaan julle vis vang. En in daai boot, in daai situasie, kom Jesus met 'n wonderwerk. En net nog iets wat ek besef het is, dis nie in 'n perfekte, ideale wêreld nie, dis in hulle realiteit, dis in die hart van Petrus se omstandighede, kom Jesus en hy sê, maar gooi die net aan die kant uit. So, Jesus kom in elkeen van my en jou se lewens, hy sê, ek soek nie die perfekte ideale wêreld nie, ek soek jou realiteit, ek soek daai omstandighede, ek soek daai situasie waarin jy is, en daar sal ek begin met my wonderwerke. Die tweede gedeelte van hierdie preek is op die water. En ek wil regtig met julle nou gesels oor die tweede gedeelte wat so merkwaardig is as jy kyk na die eerste gedeelte. So die eerste gedeelte is gepraat van Jesus wat Petrus gekry het op die boot. Maar die tweede gedeelte, so 2 jaar later, is Jesus weer besig met Petrus. Maar nou kry hy hom op die water en Matteus 14 sê dit so mooi. Ek lees vir julle graag vir julle gedeelte, Matteus 14 vers 26. Toe die disippels hom sien, so op die water sien loop, was hulle verskrik. En hulle het benoud begin skree, want hulle het gedink dis 'n spook. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. En wat so merkwaardig is van hierdie gedeelte is, in die eerste gedeelte kry Jesus vir Petrus in die boot,
Maar hier sê hy vir Petrus, klim uit die boot uit. As jy nou verder gaan lees, weet jy van die storie waar Petrus uit die boot uit geklim het, en ons weet wat het gebeur het daarna, maar ons gaan 'n bietjie gesels later, maar so klim Petrus toe uit die boot uit, en hy gaan toe uit die boot uit, en Jesus sê toe vir hom, stap na my toe. En wat is merkwaardig van hierdie, is dat Jesus Petrus uit die boot uit lei, uit sy situasie uit, want hy wil hê Petrus moet sien hoe klein sy situasie is teenoor die groter see. En dit is so kragtig van Jesus om te sê, maar ek kom na jou situasie toe, ek kom help jou in jou finansies, ek kom help jou in daai omstandighede, in jou siekte, maar ek wil jou ook laat groei. Ek wil jou laat 2 jaar deurgroei, en Jesus het nie vir Petrus weer in die boot gekry en gesê, hoor hierso, kom gooi jou net weer aan die kant uit nie. Hy het geweet Petrus het verander, hy het geweet Petrus het gegroei in daai 2 jaar, en hy sê vir hom, nee, klim nou uit die boot uit, klim uit jou situasie uit, en kyk en sien wat om jou gebeur. En soos Petrus het sien hy maar, hoor hierso, die boot is klein, en alles om hom is groot. En is so kragtig wat die Here hier doen aan, eintlik vir elkeen van ons wat hier sit, om te sê, maar ek vat jou uit daai situasie uit. Ek laat jou sien hoe klein jou situasie is in my grootheid. So weet net vanoggend dat, waar ook al jy in die lewe is, waar ook al situasie jy in is, Jesus wil jou nie daar hou nie. Hy wil hê jy moet eendag kan uitklim en sê, maar ek kan verder kyk as die situasie. Maar hy weet dit begin alles in daai boot, maar dit eindig op die water. Ek wil graag afsluit vanoggend met die laaste gedeelte. Soos jy weet in Matteus 14, as jy verder lees, het Petrus uit die boot uit geklim, hy het begin stap na Jesus toe, maar toe die storms om hom was so groot, dat hy begin val het. En Jesus het hom onmiddellik opgehelp, maar die groot ding hier vir elkeen wat ek en jy moet besef is dat ek weet, partykeer klim ons uit hierdie situasie van ons uit, wat ons oorkla, en ons gaan in 'n nuwe rigting in wat die Here ons lei, maar dan is die wêreld so groot om ons. Dan wil ons eintlik teruggaan na hierdie comfort zone van die boot toe. Ek het weer eens net besef, hoe verder Petrus wegbeweeg het van die boot af, hoe meer onseker het hy geraak. Want die boot was sy veilige plek. Ja, dit was 'n plek wat hy oor gekla het, wat hy nie vis gevang het nie, maar dit was nog steeds 'n sekere plek. En ja, die Here manage hierdie, want hy lei ons hier uit hierdie boot, dat hy sê hy het iets niets vir ons, maar dan weet hy, ons kan val. En die mooi ding van hierdie is, as jy ook na Petrus gaan kyk in jou eie lewe, jou storie word nie gedefinieer deur 'n val nie. Jou storie word gedefinieer deur uit die boot te klim en op die water te stap. En ek wil net hê vanoggend, soos jy daar sit, en jy weet, jy het goeders wat jy oor wil kla, wat jou onder hartseer maak, wat jy ontsteld maak, maar jy voel niemand luister nie, weet net, Jesus luister. Jesus luister na jou in die boot, en sy grootste wens is om jou te kry uit die boot, op die water, en al val jy, dit gaan nog steeds, of jy net uit die boot uit sal klim, en op die water sal stap. Ek bid dat elkeen van julle vanoggend hierdie boodskap ter harte sal vat, en in hierdie tyd wat ons beweeg, Kersfeestyd, net sal stil raak en sal dink, maar wat is my situasie? Waar kort ek die Here? Weet hy sal kom, en weet hy sal jou uit daai situasie uit lei laterand in jou lewe, en jy sal terugkyk, en dan sal jy dalk val of 1 of 2 keer, want dis wat ons as mens doen, maar weet net, hy sal jou nooit laat gaan nie. Amen. Die winde waai, die seile swaai, die see steek op en laaste druk swaar. Die reën stort neer, ek hou aan probeer, maar met my eie krag kan ek nie meer. Die maas breek af, die kans is min, maar ek sal aanhou seil, want ek behoort aan hom. Daar op die see staan hy, die kaptein van die ewigheid, groter as die storms voor my, groter as die stilte na die stryd. Ek sing steeds in my kaptein se naam, hy is die eiland van Golgotha, die een wat storm stil kan maak. Hy is die kompas van my hart in die naglyn
Waar u gaan, sal ek gaan. Ek sei